Daar word gesê dat Suid-Afrika prakties nie 'n regeerbare eenheid is nie en dat dit moet verander. So in hierdie episode van Feit of Versinsel vra ons dus, werk die solidariteitsbeweging om Suid-Afrika soos wat ons dit ken op te breek? Flip, ons begin sommer met 'n moeilike vraag. Nou eindig ons ook met 'n moeilike vraag. Wat is volgens die solidariteitsbeweging fout met die Suid-Afrikaanse staat soos dit nou daar uitsien? Het ons nie net beter, minder korrupte regerders nodig nie? Dit is ongelukkig nie so maklik om net nuwe regerders te kry. Jy weet, ek sê altyd die Britte het Suid-Afrika probeer regeer as 'n eenheidsstaat, die Afrikaners het dit probeer, die ANC het probeer dit, en dis om soos met 'n sakklippe te probeer swem. En kom ek gee net perspektief, Suid-Afrika is so groot soos 8 groot Europese lande saam. Suid-Afrika is so groot soos Brittanje, Ierland, Nederland, Denemarke, België, Duitsland, Griekeland en Italië gesaam. Een Suid-Afrika. Een Suid-Afrika. Ek kan nog 'n statistiek noem. Van Kaapstad tot Messina is dit 2000 kilometer. Van Londen tot in Rome is dit ook 2000 kilometer, behalwe dat jy deur 8 verskillende lande ry. So die omstandighede verskil totaal. Ek verbaas dat dit nie werk nie. Ja, kyk dan maar, sê net maar die Noord-Kaap en Natal, wat se groot verskille is daar, of Limpopo en die Wes-Kaap. So dis basies onmoontlik om so groot uiteenlopende land geografies en ook demografies as 'n eenheidsstaat te regeer.